Dankie Chris. Ek waardeer, maar ek wil dit op die regte manier doen. Ek wil op die map sit. Maar ek sal dit waardeer as jy ons sal ondersteun die dag as ons haar wel vat, want hier gaan 'n groepsaak kom. Dit gaan nou nie meer net ek wees wat 'n saak gaan maak nie. Dit is 'n hele klompie mense wat ons nou het. Wat toe naai kom, ek het 'n hele paar privaat inboxes gekry. En hoera, ek het my bewyse gekry. So, ja nee. Sy was nie vinnig genoeg op die delete knoppie nie. Grand Juweliers waar die ring gekoop is, hulle bel. Pandora waar Nerien die goue ketting gekoop het, die goue armband wat ek het betaal het. Want regtig, ek weet nie waarvan jy praat nie. Ek en die vrou het Okay, kom ek gaan gou vir jou sê waarvan ek praat. Jy samel geld in onder Boys, onder my company se naam. Nee, glad nie. Waar kom jy daaraan? Jy het dit op jou groep gehad. Jy het dit vinnig gaan delete, maar ek is besig met forensies. Hulle sal jou rekenaar by jou kom kry en hulle sal dit daar afhaal. Ons sal agter die kap van die bel hierso kom, want ek het verlede jaar 2 mense laat toesluit. 2 is in die proses om toegesluit te word en nou is dit jy wat geld insamel op my company naam. Toe nou maar vir jou vra, hoekom, waar samel jy die geld in? Toe blok en delete jy al van jou groep af. Wie? Nelmarie, Ellen. Jy weet goed van wie ek praat. Moet jy self nie stupid hou nie, asseblief. Kan jy vir my die screenshot gee waar jy weet goed, jy het dit afgegee. Maar wat ek jou, geef my jou adres, geef my jou inligting, nee. Dan gaan ek forensies uitkry dan uit. Nee, kom ek vir, hoekom, as jy dan, jy's Nerien, ek het nie eens van Nerien gepraat nie. Geef vir my jou adres, as jy niks het om weg te steek nie, môreoggend gaan ek 'n saak oopmaak en ek sal sorg dat hulle by jou huis uitkom en hulle jou rekenaar onderskep en die goed, hulle sal die goed trek, jy kan delete soveel as wat jy wil. Hulle kan dit trek, wil jy my adres hê? Ja, stuur hom vir my asseblief. Baie dankie, ek sal toesien dat hulle by jou uitkom. Okay, en as hulle niks kry nie, wat gaan jy doen? Wel, as hulle niks kry nie, dan sal ek obviously 'n aankondiging maak, maar hulle gaan nie kry. Nee, ek soek nie net 'n aankondiging nie, ek soek 'n fucking verskoning dan. Ekskuus? Want jy is besig om my naam weg te gooi deur kak, waar ek nie weet waarvan jy praat nie. Laat hulle my komputer kom haal, ek wag vir die polisie. Hulle hoef nie net jou komputer te kom haal nie, die inligting lê by Facebook ook, nee? Onthou dit. Jy kan delete soveel as wat jy wil. Ek gaan dit doen. Wat ek geld van jou gefokken by mekaar gemaak het. Nee, skap, want jy vind 'n riet van 'n merwe se met fok op. En ek wag vir die polisie, laat hulle my komputer en jy beter laat hulle vandag kom. Want jy het kak staan met jou maatjie. Okay. Kom ek sê vir jou wat, gaan jy polisie? Ek plaas hierdie ter inligting vir mense wat op hierdie groep is wat nog nie bekend is met Boyf se werke nie. Special Assignment gaan 'n broadcast doen, hy was 'n paar keer nou uitgestel. Ek verskyn nie in die eerste setup nie, met die eerste deel nie, want dit is ondersoeke wat hulle ook gedoen het buitekant Boyf is wel. Maar waar die tweede faset inkom, is waar ek betrokke is met mediese sake wat ek aangevat het en wat ons tans mee werk, ons prokureurs en dit. Dis regtig hoë profiel sake. Dit is wat Boyf is. Boyf kan nie bekostig dat hierdie kokkerotte doen wat hulle doen nie. Ons werk regtig hard om ons mense te help en reg oor Suid-Afrika doen ons hospitale wat nalatig is. Ons vat selfs private hospitale aan wat nalatig is. Goed, ek stuur hierdie, ons is in Pastoor Desse gemeente en hy stuur elke oggend gedagte van die dag uit. En ek het gebid oor hierdie situasie en hierdie saak en die goed wat ons moet doen om hierdie ding tot 'n einde te bring, want God hou nie van leuns nie, hy hou nie van skelmgheid nie, hy hou nie van mense wat ander mense te nakom en benadeel nie. En hierdie is bevestiging op my gebed. Ons mag nie terugsit dat ander mense goeie werke in die wielery nie. Ons gaan na Jesus toe. Ons verklaar hulle by Jesus. Dis wat ek gedoen het.
Laasweek Sondag het ek dit gedoen. Die mense wat Boyf benadeel, wat my benadeel, wat vir Anne benadeel, wat vir John benadeel, wat mense wat goeie werk doen benadeel, het ek gaan verklaar by die Here. Ek het verklaar in die kerk, ek het daar begin, ek het verklaar uit die pad huis toe, ek het verklaar 2 dae na die tyd nog, nou sit ek terug en sien hoe die Here werk met hierdie situasie met Mara. Hierdie week het al die kokkerotte uit die gate uitgekom. En dit luister hierna en dan kom julle in lyn met wat God vir julle lewens wil hê. Ek wil nie 'n debat ontketen nie en ek wil ook nie gesprek rondom hierdie plasing van my hê nie. Ek is nie 'n dweper nie. Ek druk nie die Bybel in mense se keel af nie. Ek voel net ek moet hierdie deel want dalk het iemand op hierdie groep nodig om dit te hoor. Bertus, nog 'n skammer? Ons gaan jou groet, Bertus, hoor. Ons sal maar vir mekaar in die hof sien. Ons is besig nou, Marie. Daar's nie net een persoon wat aan dit werk nie. Mara is slim, maar ons investigators is slimmer. En ons het die means ook. So, dis gaaf. Hoe meer mense nou na haar toe kom, hoe meer die mense nou uit die bosse uitkruip, hoe vinniger gaan ons hierdie groep wat NPO's en NPC's seermaak met hulle leuns en deur op hulle groepe in te samel. Hoe vinniger gaan ons NPO's kan doen wat ons moet doen om werklike verligting te bring in armoede en ons mense werklik te help. Goeiemiddag almal. Ek gaan vir Dion afval van hierdie groepie af. Hy is 'n mede-direkteur by Boyf. Hy is op die groep waar dit saak maak, waar hy besig is met die ondersoeke en deel van die ondersoekspan. Dit gaan julle goed. Dankie Marie. En dan wil ek gou op die groepie inkom en sê mense, as julle op hierdie groepie is, vir die verkeerde redes, vat maar liewer die pad. Want elke ding wat op hierdie groepie gesit word en wat uitgedeel word, gaan jou aan die pen laat ry, want hier mag niks op hierdie groepie wat op hierdie groepie is gedeel word nie. En ongelukkig vir die ouens wat so in Mara se jusin opgekruip is, plaas hy die goed nou oralster en weet ons dat hier is 'n snitch op hierdie groepie. So ons gee vir julle die inligting wat ons wil hê julle moet hê. Die res hou ons vir onsself en ons werk op die agtergrond saam met die hawks en die mense wat saak maak. So wees gewaarsku. Wees gewaarsku. As jy 'n deel is van Mara en haar komplotte en jy praat saam met haar, dan gaan jy saam met haar in die hof moet staan want jy sal gesubpoena word. Dan is daar nog 'n ding wat ek wou gesê het, maar ek sal nog eers 'n bietjie dit oorweeg voordat ek dit op hierdie groepie uitplaker. Mense, hierdie reëls is in plek gestel. Dit is nie net vir my NPO of my NPC nie. Dit is vir ander NPO's ook en NPC's wat hard werk om kos op die tafel te bring in die witkampe, om mense uit die witkampe in kiboetse te kry, om siekes in die hospitale. Dis die meerendeels van my werk is om mense, pasiënte wat in die hospitaal mishandel word, wat doodgaan aan sepsisme en nalatigheid. Dis my werk. Dis waarmee ek werk. Die res van die goed delegeer ek en ek trek dit net by mekaar. Ons het 'n baie wye kring wat ons uitreik op en dit is belangrik dat ons hierdie mense wat scam op bestaande NPC's en NPO's se name en dat ons hulle ontbloot sodat ons kan voortgaan met ons werk want dis duisende rande wat hier verlore gaan. Duisende rande. Ek het so gesukkel om vir 'n tannetjie in te samel wat in die hospitaal gelê het, wat ons moes skuif weens sepsisme van Witbank af en sy was mishandel in die hospitaal, sodat ons kan geld in om haar in 'n privaat hospitaal te kry. Nodeloos om te sê sy is dood in die staatshospitaal deur mense soos hierdie wat schemes het en mense se geld vat en dan dink hulle dis Boyf en sy werk vir Boyf en sy verteenwoordig Boyf en dan streep sy my naam. En daardie mense doen nie moeite om by my uit te kom nie. My naam is oral op Facebook, my naam is oral op sosiale media, my telefoonnommer is by my naam, maar die mense sal waaragtig nie na my toe kom en vir my sê, hoorie, is hierdie persoon by jou in die testrecord? Nee, hulle aanvaar my net. Dis my verteenwoordiger. Maak seker dat die mense wat maatskappye of companies verteenwoordig en in hulle name in geld insamel, dat hulle wel by daai
plek betrokke is of by die maatskappy betrokke is, moenie net so goed moet gee nie. Moenie julle geld in die water gooi nie. Bertus, jy moet verstaan dat ek moet baie fyn trap hier so tussen die daisies, nê? Waar daar rookie is daar 'n vuurtjie. Op hierdie stadium vertrou ek niemand nie. Niemand. Nie eers my eie kinders nie. En as mense na my toe kom en sê Bertus van Sail het 'n vals profiel, dan aanvaar ek uit 'n vals profiel. En dan maak ek skoon. Dit is up to jou. Die tyd sal leer. As jy regtig opreg is en jy het regtig my belange opreg in jou hart, jy dra my belange, dan sal jy by my staan ongeag. En dit sal aan die einde van die storie wys wanneer hierdie ding voor die hof gekom het. Eers dan, wanneer ek in die hof moet gaan staan, sal ek sien wie my werklike vriende was. En as jy 'n werklike vriend is, dan sal jy daar wees vir my. Jy moet weet, jy moet besef, jy is ene wat hulp geroep het en toe jou ligging uitgegee is, toe sê ja, nou skielik is daar swartes agter jou ingetrek en bla bla bla. Ek het al daai goedetjies nog. So ek het jou rug gehad ook op 'n stadium. Jy het gesê jy kan nie by die regering bekend wees nie, die regering is agter jou aan. Ek het dit respekteer. So ek lê laag met jou toe. Maar nou op hierdie stadium is hulle besig om alles onder die dam onder die eend uit te ruk met hierdie ding, en ek gaan nie laat Boyf se naam weer gesleep word nie. Dit sal nou die hoeveelste keer wees. En ons het uit die as uit opgestaan, so niemand gaan in ons pad staan nie. Ek gaan nie WhatsApp oproepe antwoord nie. Ek wil alles op rekord hê, Bertus. Ek sê dit sommer vir jou reguit nou hier. Ek wil dit wat jy vir my sê op rekord hê. Jy's of my vriend of jy is nie. Bertus, ek het jou nie beskuldig van goed nie. Ek het net ek weet van Frikkie Engelbreg en hy was ek het die hele ding na myself toe ge-e-mail en ek sal die hele ding gaan haal van my rekenaar af. Jy moet verstaan, Boeta, ek kan regtig nie foute maak nie. Ek is op 'n hoë profiel persoon, ek vat ministershof toe. Ek kan regtig nie foute maak nie. Ek kan nie bekostig laat sulke goed kom nie. En as mense vir my in kennis stel dat jy eintlik die moelman ou is wat op haar groepe is, dan moet ek dit laat ondersoek. Ek moet luister. Mense het na my toe gekom en vir my gesê Bertus van Sail is familie van Mara. En moelman, die moelman laaitie is sy profiel ook. So hy's besig om jou te groom test. En ek moet kennis vat daarvan. Ek moet aandag gee daaraan, Bertus, want ons twee het mekaar nog nooit in die oë gekyk en ontmoet nie. Nog nooit nie. Ek het jou nie beskuldig nie, ek het jou bloot net verwyder. Ek gaan nie met jou in 'n argument betrokke raak nie. My geveg is nie met jou nie, Bertus, my geveg is met Mara. Die toekoms sal wys of mense soos jy wat sê julle is vir my en julle was nog nooit teen my nie, vir my opkom of nie. Dan sal dit miskien my gesindheid verander. Dit sal miskien maak dat ek weer mense kan vertrou, want regtig op hierdie stadium kan ek niemand vertrou nie. Nie eers die mense wat op die scammer groep is nie. Die scammer groep, dit is daar gestel. Jy moet die reëls lees, jy moet die reëls aanvaar. Jy het nie onmiddellik ingekom nie, jy het nie teruggekom daarmee nie, jy het nie die reëls aanvaar nie. Was 'n ander vrou wat ook nie die reëls wou aanvaar nie. Daar's 2 wat nie teruggekom het na ons toe nie. Ek het haar ook afgehaal vanoggend. En ek het ook op die groep gesê hoekom ek haar gaan afhaal. Want iewers het dit uitgelek. Weet jy, dit is so, ons Afrikaner volkie kan maar net nie vertrou word nie. Hulle is altyd teen mekaar, hulle beklei teen mekaar. En kyk wat het nou gebeur. Nou is ek en jy besig om hier in 'n stryery te ontaard. En dit is nie nodig nie, Bertus. Ek gaan jou nie badmouth nie. Ek gaan nie met jou beklei nie. Jy het my niks gedoen nie. Al wat ek doen op hierdie stadium is beskerm myself. Ek luister na wat die mense vir my sê, want die mense wat hiermee werk is mense wat op die agtergrond ingaan op IP-adresse en al daai goeters. Hier is regtig mense, dis nie 'n klein saak hierdie nie. Hierdie is mense wat nou tracing doen en dit kos 'n magdom geld. Op hierdie stadium het ek iemand wat gesê, Tess, weet jy wat, ek is een van jou grootste donateurs, ek sal met die grootste liefde betaal vir hierdie mense om ondersoeke in te stel.
Ek kan dit nie bekostig nie, Bertus. Hierdie is 'n persoon wat boef dra, wat geld insit vir my mediese sake, wat wil toesien dat ek nie gesink word in die proses deur leuns nie, want my werk is belangrik en mense wil nie hê ek moet hierdie werk doen nie, want ek vat die regering aan. So die regering gebruik hierdie mense. Ek sal nie verbaas wees as hierdie vrou doen wat sy doen omdat sy op die regering se boeke is nie. Want geen mens kan rassistiese uitlatings maak soos hy, nie vloek soos hy op groepe en mense down soos hy nie en nie verantwoordelik geroep word. En as ek dit doen, sit ek met my alie in die tronk, somme binne die volgende uur nadat ek dit gepost het. Ek sal dit nie, want ek staan nie onder die regering se duim nie. So asseblief probeer verstaan. Ek het nog 'n oop kanaal met jou. Gee my ook net 'n kans. Weet jy, ek het so seer gekry, jy weet. Hoe seer het ek gekry met die Kobus Kremers en die Baileyvelds en daai mense wat my gevat het. Ek moes hof toe gaan. En ek het my naam skoon gemaak, Bertus. En hy gaan skoon bly. So ek is nie kwaad vir jou nie, ek gaan jou nie sleg maak nie, ek gaan nie jou naam uitgee nie, niks nie. Maar vir my is gesê, jy en Moelman is een en dieselfde persoon en dat jy ook fake profiles het, soos wat Mara het, ek weet nie hoeveel fake profiles nie, wat ons het, een en elkeen van hulle is nog besig om uit te grou. Sy maak mense sleg en dan kom haar fake profile in en sê, vertel vir hoe goed sy is en bla bla bla. En hulle vang haar uit nou. So, haar boekie is geboek hoor, haar pakkie is geboek. Sy het ook my aangekla by Facebook, so hulle het my plasing nou verwyder. Maar dit maak nie saak nie, want die volgende een is binnekort op. So, baie vrede vir jou, regtig, ek het nie 'n probleem met jou nie. Ek hoop jy sal verstaan na hierdie voice clip as jy na hom geluister het, hoekom ek uit my water uit is. Ek is teleurgesteld, daar's baie mense op Facebook, wat my vriende is, wat nou uit die bus uitval. En dis goed, ek het die Here gevra om hierdie mense te ontbloot, sodat Boef nie weer deur 'n hele herrie moet gaan nie. En die Here doen dit. En ek staan vas in my vertroue met God. Hy's besig om mense wat weer probeer om Boef skade te doen, wat geld en goed kollekteer onder Boef se naam, maar hulle self verryk daarin. Hy's besig om hulle uit die water uit te blaas. Maar daar's nie die enigste nie, ons het een in Witbank ook, waarmee ons op hierdie stadium hardloop. So dit gaan jou goed, Bertus, regtig baie seën vir jou en jy moet 'n lekker dag hê. Hallo almal, ek gaan nou 'n bietjie wegraak. Ek glo Nerien, julle kan vir julleself hierso praat gaga met wat aangaan. Annelie, ek wil net vir jou sê nee, so wat 3 jaar, bietjie meer as 3 jaar gelede, met potgieter, het ek ons het vasgestel, daar was 'n hit uitgesit op my, tussen hom en Kobus Kremer en die spiritjie, Corruptus, het hulle besluit om my uit te haal. Maar het nie by my gestop nie. Hulle maak jou kinders seer, hulle gaan vir jou kinders om jou kinders seer te maak. My kind het 'n persoonlike bodyguard gehad, wat haar verbykant sy jaar lank skool toe en terug vergesel het. Dit is nie 'n lewe nie. Ek sidder as ek net daaraan dink dat my kind se lewe dalk nou weer in gevaar kan wees met hierdie gemors wat nou hier aangaan met die oor en weer. Maar moet hulle nie te lig opvat nie hoor. Hulle is gevaarlik. Hulle is uiters gevaarlik. Ja, ek weet nie hoe om met vir dit te stres regtig nie. Ek wil daai jaar nie oor hê nie. John was op hierdie groepie so rukkie terug gewees en ek dink hy het ook daarop gereageer met iemand wat gesê het ja, Mara is nie, hulle skrik nie vir Mara of wat ook al nie. Glo vir my, ek skrik maar liewerste en my kind is veilig. As wat ek nie skrik en niks doen nie en my kind kry seer nie, want hulle maak jou kinders seer om jou by te kom. Ons is alweer by Pottie. Ons is alweer by Pottie terug. By Pottie. Ons sit al 'n maand lank om iets wetliks, konkreets teen Mara te kry. En ons hou aan daarmee om met side issues betrokke te raak.
Terwyl ons weet, daar is goed waarop Mara aangekla kan word. Dit is my probleem, is dat ons al 'n maand lank hiermee besig is, en ons is nog nie een tree vorentoe nie. Nog nie een tree nie. Op 'n wetlike manier is ons nog nie een tree vorentoe om Mara voorstok te kry wettiglik nie. Dit gaan hier met Facebook goed, wat die een van die ander sê, wat hierdie een gesê het, wat daai een gedoen het. Ek weet nie, dit is vir my net weereens, ek kan nie verstaan hoekom ons met Potty en Mara hier op een ding besig is nie. Ek verstaan dit nie, dat Potty nou hier betrek word nie. Ek verstaan glad nie hoekom Potty hier betrek word nie. En sy het verskenking gevra op Boef se naam. En ek vermoed sy het haar eie bankrekening ook gebruik, maar Nelmarie het onmiddellik gereageer toe sy dit daar sien, toe wil sy onmiddellik by haar weet, wat is sy van Boef. En toe sy dit afgehaal en vir Nelmarie afgegooi. Dis nie die eerste keer wat Boef deurloop met sulke scams wat mense op ons rug ry nie. Maar ja, sy het verskenkings gevra, maar sy het dit net so vinnig verwyder as wat sy kon. Toe maar Potty sal nie so sit nie. Potty het so klompie jare gelede, seker so 4 jaar gelede, hier op my lewe uitgesit. Hy is regtig gevaarlik, hoor. Dit het so woes gegaan, John kan miskien bietjie later op die groep 'n bietjie meer uitbrei. Ons moes 'n bodyguard vir my kinders, vir my dogter kry. Ek kon nie meer gaan shopping doen tensy ek nie ingeklok het en iemand gehad het wat saam met my gaan nie. My kind was vergesel badkamers toe by die skool, want sy was tot by die skool aangerand. So ver het dit gegaan. En dan is daar vir haar gesê boodskappe wat sy vir my moet oordra wanneer hulle aangerand het. Hy's regtig baie gevaarlik, maar ek is nie bang vir hom nie. Ek het net op 'n stadium heeltemal uit politiek moes beweeg vir my eie sanity en ook vir my en my kind se veiligheid. Hierdie is 'n lekker een wat ek kan post dan van my pelle, my MEC pelle. Jy weet, ek dink nie hy sal daarvan hou om so 'n naampie te hê nie, ou Ramaphosa, en ek het nogal direkte lyn met hom op 'n stadium waar eintlik met sy kantoor het ek 'n direkte oop lyn en hulle sorg dat hulle baie vinnig by hom uitkom as ek nie regkom met die minister van gesondheid nie. Hy het op 'n stadium direk vir my geantwoord. Ek is so trots op daai antwoord gewees. Ek wil hom nog vrym. Is reg, John, gaan jy maar aan met wat jy moet doen vir wat jy moet doen vir môre. Ek gaan een van 'n vriend van my hier plaas, hy wil belê in Boef en ek wil hy moet hierdie dinge mooi onder die knie kry want hy ken my al vir donkie jare. Ons kom al baie jare saam. En ja, hy kan ook getuig vir my karakter en al daai tipe van goed, maar hy's hesitant om betrokke te raak by Boef. Hy wil graag betrokke raak by Boef, maar hy is ook maar 'n bietjie skrikkerig om betrokke te raak op hierdie stadium oor al die goede wat oor en weer vlieg en op Facebook is en al die hel wat nou losbars rondom hierdie hele ding. So hy gaan niks sê nie, hy gaan net hier lê. Ek wil net hê hy moet weet wat hier aangaan. Asseblief, Anne, ons moet hierdie vrou so gou as moontlik stil kry. Weet jy, my goed staan alles nou weer stil. Ek sal die hele dag besig met hierdie crap, nê. Dit is nou weer 'n Byleveld en Kobus Kremer storie hierdie. En jy weet, die duiwel kyk so goed na sy kinders, maar God kyk net so goed na sy kinders, want ek het gebid dat hierdie mense moet ontbloot word wat Boef so ondermyn en in Boef se naam dinge doen. Ek sou nie hiervan geweet het as Nelmarie nie per ongeluk daarop afgekom het nie. En Fransie moet liewerste nie daar op die ander ene goedjies praat wat ons kan gebruik teen hierdie Mara vrou nie. So as jy voel ons moet haar hier by die admin sit, dan sit jy haar hier by die admins. Ons kry die mense wat beskerm moet word, wat graag wil praat, dan maak ons 'n groepsaak oop. Hier op hierdie groep. Ons gaan hierdie vrou, sy gaan nie weet wat haar getref het nie, want sy kan 1-1 slander, maar sy het nog nie in die hof geland nie, want dit is baie moeilik om 'n WhatsApp of 'n cyber bullying in die hof te gaan bewys en of die mense gee net moed op, hulle wil nie. Ek het dit met Byleveld gedoen en ek was gelukkig, ek het die regte magistraat gekry wat op daai stadium net mooi dik was vir cyberbullying haarself, nê? En toe kon ons die saak verder vat, maar hier moet ons regtig mooi werk sodat almal wat seer gemaak was
gevindigheid kan word en dat hulle kan, ja, ek sal bietjie later sien hoe gaan ons hierdie ding reël. Ek is so klein bietjie mif vanaand, so ek gaan net deur die groepe gaan, maar hoor by Fransie en sê vir hier kan sy openlik praat. Hierso maak ons bewyse bymekaar. Ons kan nie alles op daai groep gooi nie en want ek weet nie wie daar sit nie. Van die mense wat daar aansluit kan false profiles hê, false mense wees. Ons ken hulle nie. Nou Marie, ek vermoed dit is Bertus, nê? Want onthou dit is my heading op my groep. Dit staan daar. Die groep is daar. Jy mag nie deel nie, bla bla bla. So ja. Gooi dit op die groep, Marie, en sê dan op die groep dat daar iemand op hierdie groep is wat uitgepraat het en ons is besig om te kyk daarna. En laat alles nie van my kant af kom nie. Dit moet van iemand anders se kant af ook kom. So great. Nou sit ons op daai groep net wat ons op daai groep wil hê, wat ons wil hê moet by haar ore uitkom. En hierdie kant werk ons agter die skerms met die bewyse wat ons het sodat ons haar kan ry. Goed, nou Marie, ek het Bertus uitgehaal daar op die groep, ek het hom op die spot gesit. Hy is verwant, hy is familie van Mara, so dit moet van hom afkom waar daai post gekom het, wat nou gedeel is met Mara. Daar kan ander ook sit wat daar is. Ons kyk nou of hy my gaan antwoord. Ons gee hom 'n kansie. Hy sal self afklim, eventually. Want daai groep is daar. As daar enige iemand is wat nie met my saamstem nie, is hulle meer as welkom om hulle gal te braak op daai groep. Die mense moet net bewus wees, hulle moet hulle feite ken. Bertus is op van my boefgroepe vreeslik opgekruip. Ek het al die groepe waarop hy is, mettertyd het ek sy naam so hier en daar begin afhaal en hom op die nie relevante groepe gesit nie. Hy was destyds met die skandaal by NKP ook betrokke geweest toe Bijleveld my aangevat het. So ek glo dit is Bertusie wat daai inligting gedeel het. Ons moet hom net kan vastrek. Ek gaan hom nie afhaal nie. Ek wil hê hy moet sy sessie op daai groep. Hy gaan homself vaspraat. Nou Marie, dit is wat gebeur wanneer mense hulle spore moet toevee en vir hulle self moet beklei. Ek het my naam nou gat gemaak, nou word ek aangevat, nou skep ek 'n profiel wat vir my kom padvat en vir my staan. En nêrens kom ander mense in die prentjie om haar te verdedig nie. Net haar fake profiles verdedig haar. Hoe gaan sy dit in die hof? Waar gaan sy daai mense bymekaar kry in die hof, soos sy nou dreig? En dit is wat hierdie mense moet begin besef. Sy moet maar al haar fakes hof toe bring. So ja, Weskoppies is haar voorland. Ek het nie gekyk of sy haarself afgehaal het nie, ek sal nou kyk. Maar dit is toe ek al gevra het, ek het al geprivaat en van gevra kom ons op die groep wees, toe sê sy vir my die antwoord gestuur. Maar as sy nog steeds daar lê, dan was dit net iets sy gebullshit. Daar sê, toe Bertus vir my sy location en al sy goed moes gee toe hy by Boef aangesluit, toe sê hy kan dit nie doen nie. Toe stuur hy vir my 'n boodskap, ek gaan hom hier so plaas. Dit was so verlede jaar, het hy op gesoek van het hy sy location toe eventually vir my gegee, privaat. Niemand anders het hom gekry nie. Dit is wanneer jy aansluit by Boef moet jy al jou inligting gee want ek laat background checks doen op die mense wat by Boef aansluit. Toe kom hy terug na my toe sê hy skielik het daar nou 3 swartes voor sy huis kom sit net na die location vir my gegee het. Toe het ek en hy nou al 'n goeie fight gehad en dit is toe ek hom van Boef se groepe afgehaal het. Maar hy is nog op die nuusgroepe en dit sien ek het hy weer met 'n skakel opgekom, maar dit is groepe wat nie eintlik iets beteken nie. Dit is maar wat almal sê en wat almal oor praat en wat almal deel. Sien toe ek hom vra toe, gee jou location vir my waar jy is, sodat ons personeel by jou kan kry en security by jou kan kry om te gaan sien wie die swartes is wat skielik by agter by jou ingetrek het, toe stuur hy vir my hierdie. En so kom ons full circle, nê? So Bertus van Sail, van Schweizer is nie 'n boer nie. Hy vlug, hy beweeg van plek tot plek volgens hom, want toe moes hy nou weer pad vat, toe bly hy nou nie meer daar waar is nie. Op daai staan met hy reg voor 'n hotel gaan sit om 'n naaste location te gee vir my, sodat die mense kan uitkom. En toe ons die mense uitstuur na hom toe is hy nie daar nie. En die straat is leeg.
en daar's niemand nie, en niks verdag nie. Toe het ons mense so om die hoekie gaan staan en trek, nog steeds geen bertes nie, nog steeds geen voertuig wat so syne gelyk het nie, nog steeds niks nie. Sien, ek hou alles. Iewers te kom dit full circle. Hierdie was al in my maand verlede jaar. Ai, ekskuus Susan, ek wou jou admin maak en toe haal ek jou af en nou is jy weer terug. Jy mis die spots op die ander groep. Ek sien jy het daar afgegaan, maar ek weet dat jy ook besig is en dat jy alles hier gaan dophou en opvang. Dis nog een vrou wat Boyf scam. Goed insamel op Boyf se naam. Sy is besig om 4 dood te slaan vir 'n fale nou. Met haar false profiles, met haar mense wat vir haar so opkom wat almal false profiles het. Ek vermoed Bets is ook 'n informant dalk, hoor. Dit kan verkeerd wees, maar ek vermoed dit is ook een van haar fake profiles. Weet jy nou, Marie, ek glo nogal dat hy dalk vir die regering vlug, hy vlug dalk vir die polisie, hulle soek hom dalk. En dit is hoekom dit gebeur het toe nou. Want hy is nou hierdie vreeslike verregse persoon wat sulke belangrike werk vir ons mense doen om ons mense te kan beskerm en nou ja toe. Ek weet nie wat beteken sulke mense vir ons mense nie. As jy wil jou mense help, moet jy jou lewe rein leef, jy moet skoon loop, jy moet oop wees, jy moet 'n oop boek wees vir die mense wat daar buitekant is. Hulle moenie skeletons in jou kas kan kry nie. Bygenoem van hulle skep skeletons, hoor, wat Valerie die Beileveld gedoen het destyds. Sy het 'n klomp leuns gaan vertel, ek moes hof toe gaan, ek moes my boeke oopgooi. Sy's gewaarsku, sy nou een woord nog oor my sê en ek begin nou wonder hierdie Mara nê, hoe gou gaan sy op daai afkom en dan gaan Valerie haar gebruik. Ek kan julle garandeer dit gaan gebeur. Maar nou ja, soos en Potty het ek 'n Valerie in my lewe. Ek het eintlik vir Potty ook in my lewe gehad, maar hy is daarom vroeg uit my lewe uit. Dank Vader daarvoor. Julle moet asseblief vir my skietgoed gee hierso. Ek het regtig skietgoed nodig om nie gek van myself te maak nie, okay? Nou Marie, ek glo nie sy sal ooit weer Boyf se naam gebruik nie. Ek glo nie sy sal ooit weer Boyf betrek by dit nie, want sy het nou gesien hier kom groot moeilikheid as sy dit doen. Maar sy gaan wel iewerste opslip en iemand gaan iewerste weet van hierdie goed. Al wat ons nodig het is 3 getuienis vir word of mouth. Dat daai plasings wel op die groep was en dit is wat ek vir julle vra om vir my uit te kyk vanoggend asseblief of daar mense is wat vir ons dit op skrif sal stel ook. En ek wil vir julle sê dit pas my dat ek tydelik geblok is, my plasing kan nie deurgaan nie, dit pas my heeltemal. Dit gee vir ons tyd om in hierdie goed in te delf en al die goed op die tafel te lê. So asseblief kry mense vir ons wat ons werklik kan vertrou, wat opkom, wat die pad saam gaan loop en wat hom gaan klaarmaak. Jy weet self, Anne sal ook hier so kan inkom. Op die ou einde staan ek alleen in die hof. Op die ou einde staan Anne alleen in die hof. Maar dan as sy haar feite en goed bymekaar het en sy het haar leiertjie mooi bymekaar gesit, dan kan dit net goed gaan. En ons kan hulle roep as getuienis en subpoena vir getuienis op die ou einde. Tannie Frans het niks gepraat nie, sy is so bang. Sy het gesê sy gaan niks praat nie voordat ons nie die bewyse op tafel sit, screenshots van wat jy gesien het dat Boyf se naam in die plasing was nie. In die toekoms moet julle onthou as so iets gebeur, vat eers 'n screenshot voor julle my kontak, want toe jy teruggaan, het sy geweet, okay, hier kom moeilikheid. Want duidelik is sy ook op my groepe gewees met haar, ek het nou 'n paar van hulle gekry, wat ek nou van my groepe afgehaal het, my Facebook groepe af. Hulle sit daar. So hulle hou alles dop wat ek doen. So hulle weet presies hoe om die mense te speel vir 'n fondsinsameling. Ons het bewyse nodig van haar rekening, waar dit ingegaan het, en sy het 'n Capitec rekening. Ek kan jou nou sê sy het 'n Capitec rekening. Daar word baie bedrog gepleeg op Capitec rekenings. Maar ons het regtig bewyse nodig van waar sy fondse aanvra, ongeag of dit nou vir Boyf is of wat ook al. Waar sy fondse aanvra en al daai goed, het ons nodig nou om te kry. Ons moet nou alles uithaal. Ons het hierdie ding begin, ons moet hom deursien. Ek gaan nie kommentaar lewer oor rassistiese uitlatings nie. Wat julle doen met rassistiese uitlatings op Facebook, julle bly dit verklaar.
dis rassisties, dis rassisties, dis rassisties. Ons almal weet dat Facebook word gedryf deur baie ver linkse mense. Dis reg, Marie, ek het ook Brigadier Pieters se naam in my kontakte. Dis baie goed. Ons gaan daai wy. Die ding is, sy gaan nou probeer om my te boelie. Want my ouma het nie bankkinders groot gemaak nie, glo vir my. Ek vrees niks. Daar's niks vir wat ek bang is nie. Absoluut niks nie. So, ek lewe nie in vrees nie. Ek weet wie my God is en ek staan naby en ek kan mos nou sien, ek het gaan mense verklaar wat ek geweet het is agteraf en agterbaks en hulle val een vir een uit die bus uit. So ek staan in diens. Dit is my roeping. Ek staan in diens van my medemens. As jou motiewe suiwer is, het jy regtig nie nodig om enige vrees te hê nie. En net een of ander tyd gaan julle as almal wat so gecyberboelie word, moet hof toe gaan met hierdie ding. Julle sal moet. Dit moet ondersoek word. Want is al hoe dit gaan stop. En dan kan julle groot eise instel. En julle kan julle naam en ere herstel. Ek gaan nie toelaat dat 'n vrou my naam sleep nie. Daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. Sy sal verantwoording doen vir dit. Sy sal. En ons sal alle means possible gebruik. Ek het verlede jaar my rekenaar en my foon ingehandig by die Hawks, by polisie vir ondersoeke na beweringe wat gemaak is teen wat ek gedoen het. Dit was te doen met Kobus Kremer en alles. Wat het gebeur? Ek het gaan en gesê, Here, my kind se lewe is permanent in gevaar. Sy het mense nodig om haar op te pas die hele tyd. En sy's nou by mense, by ander mense, sy is veilig. Dit is nou rustig, is nie meer so nie. Dit was regtig erg. Hulle het my huis getreis waar ek gebly het in Pretoria. Hulle het na my adres toe gekom. Hulle het my probeer terroriseer. So ek het op 'n punt gekom waar ek gesê het, okay, Here, nou het ek genoeg gehad. En ek het begin bid. As hierdie mense nie tot inkeer kom nie en hulle ways kan verander nie, want ek weet elke siel is kosbaar vir die Here. Ek weet dit. Tot hierdie Mara vroumens. Sy siel is kosbaar vir die Here. Sy kan maar bly wees, ek staan nie in die posisie waar die Here staan nie. Want regtig, hulle sou nie 'n kans gehad het by my nie. Maar God is genadig. So, sy het nog 'n kans om tot inkeer te kom, haar lewe om te draai en heeltemal 'n mooi lewe te begin lei. So, ek gaan verklaar hulle, Here, verklaar hulle by U. U sien wat hulle doen. U moet my beskerm. Ek is U kind. U moet my beskerm. Ek staan onder U beskerming, want ek is U kind. Ek lewe vir U en ek doen die werke wat ek doen vir U. Daarom het ek geen vrees nie, my kind. Niks. Jots. Hulle moet maar sien wat gaan met hulle gebeur. Hulle gaan almal stelselmatig so ontbloot word. Hulle gaan 'n baie eensame dood sterf. Hierdie Werner Boshoff het soveel profiles op Facebook. Ek is besig om al die mutual friends wat daar by hom is, te delete van my Facebook af, want dit is hoe die mense op my Facebook insaak kry. Onthou mense, hierdie mense wat daar vriende is, se vriende kan op jou Facebook lees en ingaan, omdat hulle vriende is, tensy jy hulle blok laat, net die persoon wat op jou Facebook is, jou profiel kan sien. Hy is nie op my Facebook as 'n vriend nie, maar van sy vriende is my vriende op Facebook. So hy kan op my blad kom deur middel van hierdie chommies van hom wat op my Facebook my bevriend het. So ek is besig om hulle almal skoon te maak. Julle, Susan het afgegaan, haar data is baie beperk en ons moet tog waak om nie oor en oor foto's te pos wat al reeds gepos was op hierdie groepie nie. Ek sal haar op hoogte hou van my kant af met dit wat belangrik is en met die deurbrake wat ons gaan kry, want deurbrake gaan ons kry. Weet julle nee, as ek na hierdie kyk nee, ek kan nie eers op so 'n persoon se groep wees nie. Ek sal nooit aan so 'n persoon se profiel wil gekoppel wees my naam nie. Ek sal nie eens haar vriend wou wees nie op Facebook nie. Want sy's bar.
Sy's onopgevoed, sy's jy wil nie met 'n tang aan haar raak nie, haar taalgebruik. Sy kan niks goeds vir jou naam of jou besigheid se naam beteken hierdie vrou nie. Regtig nie. Kyk hoe haak sy uit. Die mense wat haar ondersteun op hierdie stadium, birds of a feather flock together. Dis wat daar gebeur. Ek wil nie geassosieer word met mense, onopgevoede, bar mense wat geld het wat jy ook nie weet hoe hulle dit bekom het nie, maar hulle kan nie klaas koop nie. Nee, o herder ons. Ek kan ook maar lekker soos 'n matroos afgaan die dag as ek tyd het, maar ek sien myself as 'n lady deur en deur. Julle, ek share hierdie goeders want ons moet oop wees met mekaar. Ons moet niks van mekaar wegsteek nie. Asseblief Nerien, Nelmarie, almal van julle. Met wie julle ook al gesels, wees voorbereid. Gooi dit hierso, laat ons weet waar ons met mekaar staan. Want hierso, op hierdie groepie, Nerien, moet ek nou vir jou en Nelmarie en al die ander, ons moet mekaar kan vertrou en ons moet mekaar kan dra. En ons moet mekaar beskerm. Regtig, ons moet mekaar beskerm. Ek gaan nie stop met hierdie ding nie. Hierdie ding gaan deur die Hawks ondersoek word. Gaan nie stil sit nie. Ons gaan hierdie ding deurvoer. Want ons moet julle help met hierdie cyberbullying. Ons kan nie toelaat dat jong mense se lewens gebind word met hierdie cyberbullies nie. Tanya byvoorbeeld, sy is die ene wat die ergste op hierdie stadium deurloop tussen Tanya en Nerien. Julle twee is nog jonk. Julle het nog 'n ver pad om te loop. Miskien moet julle hierdie dinge gaan, dat julle lesse kan leer oor met wie julle julleself assosieer en met wie julle werk, sodat julle op die plek kan kom wat julle kan weet wie julle is, wat julle is en waarheen julle op pad is, sodat wanneer julle in hierdie werke inval wat julle graag wil doen, dat julle dit kan doen. Dat julle al hierdie bagasie met hierdie sleg mense afgeskit het van julle af. Ek preek nie vir julle nie. Ek voel net ek moet dit vir julle sê. Goed julle, ek gaan vir Dion afval van hierdie groepie af. Sy vrou is hierso. En as sy nie is nie, sal ek haar hier add nou. En sy is ook op die skermer groepie. Sy sal van ons oogie hou daar deur die dag wanneer Dion werk, want hy is regtig 'n baie besige mens. Hy het nie tyd om op Facebook te sit en op WhatsApp te sit nie. Ons roep hom maar in, as dit regtig rof gaan en ons het sy hulp nodig en dit word bespreek op 'n groep, dan bel ek hom maar om vir hom te sê, gaan kyk net vir my. Ek sê vir jou baie dankie Dion vir alles wat jy ook doen en jou bereidwilligheid en dit ons waardeer julle ongelooflik baie, wat toesien dat crime stop. Weet julle wat? Ek hoop julle versprei hierdie boodskap wat ek nou stuur. Deze het in my huis gesit, sy vertel hoe steel sy geld, hoe samel sy geld vir behoeftige mense en sy gebruik dit vir eie gewin, omdat haar man nie vir haar geld gee nie. Hierdie Tess Ricketts is nie wat julle dink sy is nie. Mense, maak julle oë oop. Ek wil die volgende op rekord plaas. Ek het nie kontak met Tess nie. En ek hoop een van julle gee hierdie boodskap deur vir Tess. Tess, jy is siek in die kop. Jy is regtig siek. Dat is groot fout, gaan vir hulp. Ons sal betaal daarvoor. Jy kort dit dringend. Jy het nie net jou eie huisgesin opgeneek nie. Jy neek ander huisgesinne op. Of althans jy traai. En Kobus Kremer is hy wat hier praat. Hy hardloop vir geen polisie van weg nie. Tess, ek besit plase, plotte, huise. Jy weet daarvan, ek hardloop vir niemand weg nie. En Tess, jy is niks om eers na te kyk of weg te hardloop nie. Asseblief ook al, ons is hier om jou by te staan. Gaan sien 'n kopdokter, ek sal dit betaal. Die wat hierdie boodskap kry, stuur dit vir Tess asseblief. Dringend.